Here, dit wil ons vanoggend kom erken en bely en getuig en uitroep en uitskree. Here, dat die oorwinning is U, dat U die groot God is, groter as enigiets op aarde. Here, dat U die een is wie se liefde so groot, so diep, so wyd, so onbeskryflik, onverstaanbaar groot is. Dat ons nie anders kan as om U te aanbid en te dien en te ken en te wil eer as ons God nie. Here, want U seun het vir ons die ultimate prys aan die kruis betaal en daarom wil ons vanoggend ons liefde aan U kom betuig. Ons doen dit, Here, met ons teenwoordigheid, ons doen dit met ons lofsang, ons doen dit met die feit dat ons nou kom bid en sê, Here, maak oop ons harte, maak oop ons gedagtes, kom praat, Here, soos net U kan, kom spreek tot ons in ons huidige omstandighede, daar waar ons is, Here, en kom challenge ons, kom daag ons uit, om in 'n goddelose tyd, Here, op te staan, en uit te staan, en die mans en die vroue en die kinders te wees, Here, wat U ons geroep het om te wees. Kom, Here, en spreek in hierdie oomblikke. Ons bid dit, Here, in U naam. Amen. Baie dankie, jy kan maar sit. Right. So vanoggend wil ek bietjie met ons gesels oor die hele konsep van erfenis. En in die afgelope week het ons erfenisdag gevier in Suid-Afrika en ons het ons erfenis gevier. Ons het gepraat oor die feit dat ons as Afrikaanse mense leef in 'n land waar ons Afrikaans en Afrikaner kan wees, waar my erfenis is dat ek een taal praat, maar dat ek in 'n land leef waar 11 tale moontlik is. Ons het gepraat oor die feit dat ek God kan aanbid, maar dat ek in 'n land kan leef waar almal kan bid soos hulle goed vind en hulle eie pad kan vind en uiteindelik hopelik vir God kan vind. Ons het gedink aan Tafelberg en Jan van Riebeeck en Paul Kreer. Maar ons het ook gedink aan Robben Eiland en Nelson Mandela. Ons het gedink aan die Stem, maar ook Nkosi Sikelel. Ons het gedink aan 'n vierkleur en oranje, blanje, blou. En die vlag soos hy nou lyk. Ons land, dit alles is ons erfenis. En ja, heel eerste is ek Afrikaans en heel eerste is ek Afrikaner en heel eerste is my voorouers voor die voortrekkers, Franse hugenote. Mense wat opgestaan het vir hulle geloof. Maar al daai goed wat ons in die afgelope week gevier het en gebraai het, daar's iets meer as dit. Daar moet iets meer wees as dit. En wat vir my so dwars in die krop steek is, dat hoeveel mense sal opstaan en uitstaan en selfs toegesluit word vir die taal wat hulle praat, of vir die vlag wat hulle waai, of vir die perd wat hulle ry, of vir die patch wat op hulle arm is. Hoeveel mense sal duisende betaal vir 'n standbeeld om geskuif te word, of vir 'n replika van 'n standbeeld om gemaak te word? Hoeveel geld sal ingesit word, en ek het nie 'n probleem met een van hierdie goed nie, maar hoeveel geld sal ingesit word om iets soos 'n voortrekker monument te onderhou, en ek sê weer, ek het nie 'n probleem met een van hierdie goed nie, dis ons kultuurerfenis en dit hoort so en dis goed, maar daai selfde mense sal nie dieselfde en meer moeite doen vir die God wat hulle aanbid nie. Dis asof ons in hierdie maalkolk van politieke deurmekaar in die wêreld waarin ek en jy leef vandag in Suid-Afrika, asof ons so besig is om op te staan vir Afrikaans wees, dat ons vergeet dat ons identiteit en ons eintlike burgerskap is nie 'n groen ID-boekie wat niks beteken in die wêreld nie. Ons identiteit is God se ID-boek. Dis in die hemel. So, ek het in die week gevra, en as jy nie op ons WhatsApp-lys is nie, of jy het nie op ons Facebook-blad gesien nie, of jy het nie die boodskap gekry nie, moet asseblief nie skuldig voel nie. Maar ek het in die week gevra, dat as jy kan, dat jy vanoggend jou fisiese Bybel sal saambring.
Nie 'n elektroniese Bybel, nie 'n fisiese Bybel. En ek wil jou nie op die spot plaas nie, maar ons wil vir jou vra, as jy vanoggend jou fisiese Bybel hier het, gee om vir my te staan asseblief. Staan vir my met jou fisiese Bybel. En dan, almal wat staan met jou fisiese Bybel, gaan nou 'n pen kry en 'n stukkie papier. En ek hoop daai stukkie papier gaan jy voor in jou Bybel plak. En terwyl terwyl Erika dit vir ons uitdeel, Tersa het net eers gekry. Terwyl Erika dit vir ons uitdeel, wil ek met julle praat oor jou fisiese Bybel. Sien, ons leef in 'n tyd waar alles digitaal is en mense stuur vir jou mooi boodskapies op Instagram en Facebook en ek stuur vir jou dagstukkie en all the rest. Maar die doel daarvan is nie dat jy jou fisiese Bybel vergeet nie. Sien, as jy twee vrouens langs mekaar sit en ek raak vatterig met albei en een van hulle is my vrou, dan gaan ek weet watter een is my vrou as ek geblinddoek is, want ek weet hoe voel my vrou. En ek weet dis 'n baie bar voorbeeld, maar jy verstaan wat ek bedoel. As jy twee Bybels langs mekaar sit en jy blinddoek my, sal ek weet watter een is myne. Want hy voel, ek het sy gewig, ek verstaan sy gewig, ek weet hoe hy voel. En hierdie Bybel groei saam met my, en hierdie Bybel word ingekleur, en hierdie Bybel kry allerlei tabs van goed wat ek wil onthou, want hierdie boek is nie heilig nie, die inhoud is heilig, dit wat dit doen in my lewe is heilig. En ek wil jou uitdaag, ek wil jou challenge om te begin om weer jou fisiese Bybel op te tel. En so by the way, iemand het 'n Bybel hier vergeet, en as dit joune is, kom haal dit na die diens. Ek wil jou nie op die spot plaas en vir jou vra wat het jy die afgelope week of 2 weke gedoen nie, maar hopelik het jy meer as een Bybel soos ek. Ek het 'n hele boekrak vol Bybels. Maar daar moet een Bybel wees, wat jy besig is om stukkend te lees. En dis iets wat ek by my vrou geleer het. Toe ek Shamaine leer ken het sy 'n Bybel gehad, en hy was op, en hy was gaar. En toe koop sy 'n nuwe Bybel. En sy trek hom oor, en sy begin hom lees. En nou lê hy langs haar bedkassie, en hy's weer op, en hy's weer gaar. En hy's hoeveel keer aan mekaar geplak, en hy's stikkend, maar dis haar Bybel. En hy moet saam met jou groei, hierdie ding. So as jy nie jou Bybel hier het vanoggend, en ek wil jou volgende keer sê, dat as jy volgende Sondag, of die Sondag gaan kom, as jy die video inskakel, en jy bring jou fisiese Bybel saam, dan sal ons vir jou ook so 'n verklaring gee, wat jy voor in jou Bybel moet plak, asseblief. Hierdie verklaring is gebaseer op goed wat in die Bybel staan, oor die Bybel. En ons verklaar dit, en ons kom sê dit vanoggend, soos terwyl jy hierdie Bybel vashou, sê hardop saam met my, en lees saam met my op die skerm, as jy kan, ek hoop jy kan dit sien. Ek verklaar nou, hierdie is my Bybel, ek hoor jou nie, dis die onfeilbare woord van God, die swaard van sy Heilige Gees. Dit is deur Gods geïnspireer, om my te onderrig, om die verkeerdhede te weerlê, om te reg te wys, om by my 'n regte leefstyl te kweek. Dit is wat God gebruik om my as sy kind voor te berei vir my roeping, om my ten volle toe te rus vir elke goeie ding wat hy wil hê ek vir hom moet doen. Wanneer ek lees, is ek oop en ek is ontvanklik. Ek is bereid om my leefstyl aan te pas by wat God my leer, eerder as om by die wêreld aan te pas. Spreek God, ek luister. Alright, jy kan sit. Nou, as jy jou Bybel hier het, en wil ek jou vra, en van vanoggend af gaan ek ook baie minder op die skerm dit wys wat ons besig is om te lees. Ek gaan vir jou vra, my vrou is vraai. Ek kan jou vra om saam met my te blaai na Hebreërs 11 toe. Nou ek het gecheat voor die tyd, ek is klaar by Hebreërs 11. Nou Hebreërs is net na Filemon in die Bybel. Nou Filemon mag jy dalk misblaai, want hy's net een bladsy, dis een hoofstuk. Soos jy by Titus 2, dan sit Filemon, dan sit Hebreërs, en dan is dit, as ek dit nie mis, dit nie 1 Petrus, dat ek net dood seker maak, nee, ek is verkeerd, sien tot ek kan verkeerd is. My vrou sal sê, sy weet dit, Jakobus. Na Hebreërs is dit Jakobus. So Hebreërs 11. En ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, hy's heeltemal te lank, maar hy's absoluut amazing. So as jy vanmiddag tyd het, of môreoggend of ergens in die week lees die hele hoofstuk, dis genuine die moeite werd. Klink dit vir my of my mic so maak? Sê vir my as julle my nie hoor nie, dan vat ek 'n ander mic. Louis sê my praat. Okay, moet ek die ander mic vat? Okay, nog nie. Okay, right, so, Hebreërs 11. Die opskrif in my Bybel, ek lees die Nuwe Lewende Vertaling uit, jy kan lees uit enige vertaling wat werk vir jou. Rolmodelle van geloofsvolharding.
Hebreërs 11 vers 1. Wat is geloof dan? Dit is 'n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. Juis op grond van hierdie geloof word daar so positief oor die mense van vroeër getuig. En dan praat hy weer nie oor die mense van vroeër nie, hy praat oor my en jou. Omdat ons glo, verstaan ons dat God deur net 'n woord te spreek, en daarom is die woord belangrik, want dis hoe God met my praat, die ganse heelal geskep het. Soos jy wil hê God moet iets doen in jou lewe, dan moet sy woord gespreek word oor jou lewe, en daarom het jy nodig om dit te lees. Dit wat ons nou kan sien, het dus nie uit sigbare dinge ontstaan nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer as Kain gebring. God het Abel se offer aanvaar en daarmee bevestig dat hy 'n regverdige mens is. En al is hy lankal dood, praat hy deur sy geloof nog steeds met ons. Dit is Abel. Omdat hy geglo het, is Henog weggeneem sonder om te sterf. Hy is een van 2 mense in die Bybel wat ons van weet wat weggeneem is voor hulle dood is. Weet julle wie die ander een was? Elia. Okay. Hulle kon hom nie kry nie, want God het hom weggeneem. Maar nog voordat hy weggeneem is van hom getuig dat hy God se goedkeuring wegdra. As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Met ander woorde, geloof, om God te glo, is 'n sprong wat ek maak. Verby feite, verby wat my oë kan sien. As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil nader, moet glo dat hy werklik daar is, en dat hy die wat hom soek, beloon. Omdat hy geglo het Noag toe God hom gewaarsku het, oor wat hy nog nie kon sien nie, gehoorsaam die ark gebou. Daardeur is sy huisgesin gered en die wêreld is veroordeel. So het hy erfgenaam geword van die vryspraak wat 'n mens deur die geloof ontvang. Omdat hy geglo het dat Abraham, toe God hom geroep het, gehoorsaam weggetrek. God kom en hy sê vir Abraham in Genesis 12, trek, maar ek gaan nie vir jou sê waarheen nie. So hy moet in geloof, moet hy God volg na 'n plek toe wat hy nie weet wat dit is nie. Nee? So vers 8, omdat hy geglo het Abraham, toe God hom geroep het, gehoorsaam weggetrek na die land wat God hom as erfdeel sou gee. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou beland. Omdat hy geglo het, hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. So kan ek aangaan en aangaan. Vers 13. Terwyl hulle nog steeds geglo het, het hulle almal gesterf, sonder om die vervulling van God se beloftes te beleef. Ek lees tot daar. Die vervulling van God se beloftes was Jesus, wat na hulle gebeur het, maar wat voor ons gebeur het. Dit was die vervulling van God se beloftes. So waaroor wil ek vanoggend praat? Hebreërs 11. As jy Hebreërs 11 verder lees, dan praat dit oor groot geloofshelde. Dit praat oor Gideon, dit praat oor Dawid, dit praat oor 'n klomp mense, die profete, Samson, en dan in selfs Rahab, 'n slegte vrou, 'n straatvrou, wat in geloof God gesien het en God aanvaar het en God se mense en God se volk gehelp het. God kom in Hebreërs 11 en hy vertel vir ons keer op keer van al hierdie geloofshelde en hy sê, kyk wat het hulle gedoen, kyk hoe het hulle geleef. En as Hebreërs 11 nog nie klaar geskryf was nie, dan het ons hierdie afgelope weke, het ons Charlie Kirk se naam by die lys gesit van geloofshelde wat God opgerig het om uit te staan en om op te staan, saam met 'n Angus Buchan, saam met 'n Billy Graham, saam met 'n Charles Spurgeon, saam met 'n Martin Luther, saam met Calvin, saam met 'n klomp mense wat deur die geskiedenis mylpaal oomblikke was, wat opgestaan het en die geloofswêreld verander het. Sien, Hebreërs 11 praat oor mense wat gesê het, ek staan op, ek staan uit vir 'n erfenis groter as my velkleur, 'n erfenis groter as my taal, of my volk, of my land. Ek staan op vir 'n erfenis wat vir ons wag in die hemel, maar ek staan ook op sodat ek 'n erfenis agter my laat, wat meer is as watter geldeenheid jy gebruik, of watter lied jy sing as jy jou volkslied sing. 'n Erfenis wat groter is as dit. So ek weet nie of jy dit gekyk het nie, en of jy Charlie Kirk se diens gekyk het nie, dis nogal onsagwekkend, en jy moet voor die tyd piepie, en jy moet 'n lang sit, en jy moet kan pause druk, want dit is oor die 4 ure lank wat Charlie Kirk se diens was.
En mens op mens het opgestaan, en as jy op Facebook is, en as jy op TikTok is, sal jy sien hoeveel mense van verskillende persuasions, en van verskillende verwarde ideologieë het tot geloof gekom, en hoeveel mense met verwarde teologieë het dit veroordeel, en van hulle werk verloor, ensovoorts, ensovoorts. Sy dood was letterlik 'n skeiding van die geskiedenis van Amerika. En as gevolg van sy dood, gaan hulle Bybels terugsit in skole, gaan hulle weer begin bid in skole, gebeur daar 'n klomp goed in Amerika. Op elke kampus, op elke skool, hoërskool en elke universiteitskampus gaan 'n groep gestig word wat Charlie Kirk en dit wat hy geleer het en die goed wat hy voor opgestaan het, met ander woorde my en jou Christelike geloof gaan aanhou bevorder soos wat hy gedoen het van kampus na kampus na kampus. Hoekom sê ek dit vir jou? Wat wil God vanoggend vir my en vir jou kom sê? Ek gaan begin by myself. Ons dink die moeilikste ding van ons geloof is om jou volle 10de te gee. Om jou inkomste te vat van jou besigheid of jou beursie of jou salaris of jou wat ook al en die komma een plekkie te skuif en te sê, right Here, hier is my 10de en met die res te leef en te sukkel om te wonder hoe gaan ek uitkom. Ons dink dis die grootste sacrifice van ons geloof. Dit is nie. Dis die kleinste, dis die maklikste. Want God kom vanoggend en hy sê vir my en vir jou, en hy gaan vir my en vir jou vanoggend vra, aan die einde van vanoggend se diens gaan jy die vraag moet antwoord, kan ek jou lys sit by die name, kan ek jou naam sit by die lysname in Hebreërs 11, en ek is nie oortuig dat my naam daar hoort nie. Want sien, hier sit jy vanoggend, en ek gaan dit sommer so van 'n kant af begin deurwerk, hier sit jy vanoggend, en jy noem jouself man, en as jy gelukkig is, en God het genade oor jou bewys, dan, en jou lewe het op 'n spesifieke manier verloop, dan noem ek jou die man van 'n vrou wat langs jou sit. En as jy nog meer gelukkig is, dan noem ek jou, en geseënd is, dan noem ek jou nie net die man van 'n vrou nie, maar ook die pa van kinders. En as jy nog meer gelukkig is, noem ek jou die pa van kinders en die oupa van kleinkinders. En die Here kom en dan sê hy, maar om kos op die tafel te sit, om op te daag, om jou werk te doen, om jou vrou in die oë te kyk en meeste van die tyd te smile en nie te beklei nie. En so nou en dan jou kinders so bietjie te tugtig en reg te help en jou kleinkinders sweets te gee. Die Here kom en hy sê dis nie genoeg nie. Dis nie genoeg nie. Want ek gee nie om hoeveel geld jy het nie. Die Here gee nie om hoeveel geld jy het nie. Die Here gee nie om hoeveel karre jy vir jou kinders gekoop het, en of jy vir hulle 'n huis gekoop het, of 'n paleis gekoop het, of 'n pandok of 'n varkok nie. Onthou julle daai storie. Daai speletjie wat ons gespeel het. En die Here gee nie om of jou kinders geleef het op kaviaar of breinbrood nie. Die Here gee nie om nie. Die Here gee nie om of jou kind in 'n privaat skool of 'n gewone skool of 'n homeschool was nie. Die Here kom en hy sê vir jou, as ek na jou kind kyk, nie sien ek sy pa nie, sien ek hoe hy God leer ken het. Sien ek hoe sy God leer ken het. Sien ek dit in jou vrou, sien ek dit in jou huwelik, sien ek dit in die manier wat jy mens is. En dieselfde geld vir elke vrou hier vanoggend. Jy mag jou dalk self vrou noem, en jy mag dalk jouself vrou van 'n man noem, en jy mag jouself dalk ma van kinders noem, of ouma van kleinkinders noem, maar God kom en hy sê vir jou, dis nie genoeg om net op te daag en die gewone taakies te doen, en pliggies te doen, en chores te doen, wat gaan saam met ma wees, en vrou wees, en ouma wees. Dit is nie genoeg nie. Die vraag is, wat se erfenis los jy vir jou kinders en jou kleinkinders? Wat se erfenis saai jy in jou man in? Wat se erfenis saai jy in jou vrou in? En ek wil vir julle sê, dis iets wat ek so vanselfsprekend aanvaar het vir so baie lank in my huwelik, en die Here het my dit daaroor konfronteer sedert Charlie Kirk se dood. En ek kan dankbaar wees dat deur die Here se genade ek dit op een of ander manier per ongeluk reg gekry het. Die Here het vir my 'n vrou gegee wat lewe in my inspreek, wat ook vir my sê wanneer ek aanspreeklik is en wanneer die God nie tevrede is met my lewe nie. Die Here het vir my kinders gegee wat God ken en God aanbid. 'n Seun wat op sy troudag getuig het van 'n pa en 'n ma waar hy God gesien het en God leer ken het, en ek het net my oë toegemaak en gesê, Here, dankie, want die foute wat ek gemaak het, voel ek was veel meer as die suksesse. En ek het dit vanselfsprekend gevat dat ek 'n vrou het en 'n huis het en al hierdie goed het wat heel is en okay is en geseënd is. Maar God het vir my kom uitdaag en vir my kom sê, maar
As daai koel geskied is, en het jou uitgehaal, watter legacy het jy gelos tot nou toe? Is die merk wat jy gelos het duidelik genoeg, sterk genoeg, of was jy nog steeds skaam partyplekke om op te staan en uit te staan? En dis wat die Here vir my en vir jou wil vra, as man en as vrou, tussen jou vriende, weet jou vriende, ek praat die ander dag met 'n man, wat, ek het vir hom gesê, luister, jy het in die Here vasgeloop. Ek kan dit nie anders verduidelik nie, hy het in die Here vasgeloop. Hy het sy lewe so gedraai en hy het gesê, een van die eerste goed wat ek gedoen het, ek het my vriende gebel en ek het vir hulle gesê, ek het hierdie besluit geneem, van hulle bel my nie terug nie, van hulle wil nie meer met my praat nie, van hulle sê vir my, ek wil jou join op die journey, maar ek gaan nie meer compromise nie. Ek het verlang te lank my huwelik agterweë gelaat, ek het vir te lank my kinders aan hulle self oorgelaat, ek wil nou die man wees wat God wil hê ek moet wees, en ek hoop ek is betyds, en ek hoop ek het betyds daai besluit gemaak, en dis wat God gaan eer. En jy sit hier en jy sê, gelukkig praat hy nie met my nie, ek is nog 'n kind, ek is afhanklik van my ma en my pa, so die dominee praat net met my pa en my ma, nee, sorry, hier kom jou beurt. Is jy 'n kind, is jy 'n skoolkind, ek gee nie om of jy 'n laerskoolkind is of 'n hoërskoolkind of jy in die kleuterskool is, as jy kan verstaan wat ek nou sê vir jou en met hierdie mond van my, dan kom die Here en hy sê vir jou, nie ek sê vir jou nie, dat hy vra vir jou, is jy 'n kind waarop jou ouers kan trots wees? Is jy 'n kind wat by die skool rondloop en die kinders wat weggestoot word en uitgestoot word nader trek? Is jy die kind wat sy oë oop is en sê, my snoepie geld gaan ek deel? Is jy die kind wat opstaan, soos ek nou met 'n dogter gepraat het, wat by 'n onderwyser in die klas was, die onderwyser het gesê, die Here bestaan nie, toe staan sy op en sy sê, die Here bestaan en ek sal vir jou vertel hoekom. Is jy daai kind by die skool, ten spyte van wat dit gaan beteken vir jou reputasie, ten spyte van wat dit gaan beteken vir die kliek waarby jy kan inskakel en waar binne jy toegelaat word, of is jy die kind wat die nuutste iPhone jaag en asseblief jou pa en ma vra om asseblief jou iPhone te gee sodat jy net kan inwees, luister jy die musiek en doen jy die goed wat die wêreld doen net sodat jy met jou maat se taal kan praat? Laat ek vir jou vertel, as iemand wat lankal uit die skool uit is, lankal, van my skool daar het ek geen vriende oor nie. Nie omdat ek 'n slegte vriend was nie, net omdat die lewe is. As ek toegelaat het dat my vriende my lewe bepaal en my toekoms bepaal, dan was ek op 'n man gewees en 'n mens gewees, wat gevorm was deur mense wat geen effek het op my lewe tans nie. Hoe sad sou dit nie gewees het nie. God kom en hy vra vir jou, werk jy vir iemand? Gee jy vir ander mense werk? Is jy werkgewer en werknemer net om geld te betaal of winste bymekaar te maak? Is jy werknemer net om geld te kry en soveel as moontlik aan te dring op die verlof wat jou geskuld word en om op te staan want jy kry nie die verhoging nie en dan word onregverdig met jou gewerk? Is jy die een wat opstaan en uitstaan en sê, hoorie, sorry, ek soek meer, dan moet meer, ons is moeg om te betaal vir die melk hier by die werk, ons gaan nie vir die melk betaal nie, hierdie is onregverdig, dis nie hoe mens behandel word nie, of is jy die een wat die melk bring? Is jy die een wat bid vir jou kollegas? Is jy die een wat vir jou, wat van jou besigheid sê, wat Scottie Scheffler sê van sy werk, want golf is Scottie Scheffler se werk, en dan sê hulle vir hom, hoe voel dit om wêreldnommer 1 te wees? Dan sê hy, ek kan nie gepla wees nie, dis net 'n game, ek sal dit als weggee, as jy vir my sê, ek moet kies tussen dit en die Here. Ek speel golf, want dis wat die Here vir my as gawe en as 'n talent gegee het. En die dag as ek dit ophou doen vir die Here, dan hou ek dit op doen. So kan ek aangaan met elke rol wat ek en jy as mense vervul op hierdie aarde. Ek wil vir jou vra, weet jou hond jy's lief vir die Here? Weet jou tuinhulp jy's lief vir die Here? Ek sê ander dag by 'n besigheid. Ek gaan nie sê wat het ek gedoen nie. Ek stap in, nuwe plek. Nou gaan julle sê, julle raai waar dit is, julle gaan verkeerd wees. En ek stap in en is net na 8 in die oggend. En ek stap in en dis die bestuurder en 2 van die mense wat werk daar is links en regs van hom. En ek groet en ek sê, hoe gaan dit? En weet ek op soek na dit, kan julle my help asseblief? En ja. En sy help my, en sy is baie vriendelik met my, en die oomblik toe sy met my klaar, toe begin sy op hierdie 2 mense skree.
so skree, voor my. En ek dacht by myself, weet jy wat, dis 8:00 in die oggend. Jy het so pas die deure oopgesluit. As jy 8:00 in die oggend so op jou personeel skree, wat doen jy 3:00 in die middag? Wanneer jy nou al 'n bietjie gatvol is. Wanneer die dag lank geraak het. Want weet jy wat? Ek sal nie weer na jou toe kom nie. Dit wat jy doen, dit wat ek jou voorgevra het, daar's 5 ander plekke in Sannie wat dit doen. Ek gaan jou nie ondersteun verder nie. Want mens praat nie so met jou mense nie. En toe sy klaar haar geskree het, toe gaan ek na die 2 personeel toe en ek sê vir hulle baie dankie dat julle my bedien het vandag. Dankie dat julle my gehelp het. Dit wat julle doen, ek waardeer dit. Ek draai my en ek loop, sodat hulle so bietjie van die waardigheid kan terugkry, wat sy so pas by hulle gevat het, deur op hulle te skree, sonder om te gee wie hoor. En hulle dit nie eers verdien. Ek gee nie om of sy verkeerd uit die bed uit opgestaan het, of haar man, of haar vrou, of haar life partner, of wie ook al dit is, wat sy haar lewe mee deel, haar die duiwel ingemaak het nie, maar sy hoef nie die duiwel uit te haal op ander mense nie. Sorry. Maar sien jy, in die oomblik as ek dit sê, hoeveel keer het ek dit al gedoen? Het ek in 'n oomblik van swakheid, sleg bestuur, het ek op 'n taxi drywer geskree, en die mense in my kar het my gehoor, het ek oor 'n sperstreep gery, want ek raak ongeduldig. Elke een van daai goed, is 'n kruis deur my getuienis. Deur dit wat ek opstaan voor, en dit wat ek uitstaan voor. So vanoggend, net daai een vraag. Ja, ons het erfenisdag gevier, en ja, hou aan om dit te vier, en ek is trots op wie ek is, en ek is trots op die taal wat ek praat, en ek is trots op die volkslied wat ek kan sing, en ek is trots op my vlae, almal van hulle. En ek is trots dat ek in hierdie land kan woon. Ek is lief vir my land. Maar as ek moet kies tussen enige van daai goed, en die Here, kies ek die Here. Maar die vraag is, doen ek dit konsekwent? Ja, gee jou geld vir solidariteit. Ja, gee dit, doen hierdie, doen daai. Maar sit jy die Here eerste, of sit jy daai erfenis eerste? Ek moet jou vra. Party mense raak kwaader vir die feit dat hulle kinders hulle taal meng, as wat hulle kwaad raak vir die feit dat hulle kinders nie God eer met hulle lewe nie. Hoe is dit moontlik? My kind, jy kan droog maak met jou lewe, maar moet asseblief praat, doen dit net asseblief in suiwer Afrikaans. Really? Really? Ons eindig waar ons begin het. Hebreërs 11. 'n lys van geloofshelde, en as jy die res van die hoofstuk lees, in Hebreërs 11, as jy die res van die hoofstuk lees, dan gaan hy daar ergens op 'n stadium, dan sê hy, wat meer moet ek sê, dit sal veel te lank neem om te vertel van Gideon, en Barak, en Samson, en Jefta, en Dawid, en Samuel, en elke een van die profete, mans, vrouens, leeu se bekke is toegestop, swakheid het krag ontvang, vuur is geblus, ander is gemartel, bla 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 bla. Al hierdie goed wat hulle deurgegaan het om op te staan vir hulle geloof, alles sodat hulle stories neergeskryf kan word in hierdie Bybel, en ek wil vanoggend namens die Here vir jou kom vra, as Hebreërs 11 aangeskryf word, want dit word aangeskryf. Hebreërs 11 is nie klaar geskryf nie. In die hemel skryf hulle elke dag aan Hebreërs hoofstuk 11, en name word bygevoeg, soos wat hulle doodgaan, word die name bygesit, en dan gaan woon ons 'n begrafnis by, en dan word daar van iemand gesê, stil broers, daar gaan 'n man verby, stil broers, daar gaan 'n vrou verby, en dan wonder ek by myself, is dit regtig so? Word my en jou naam, sal dit geskryf word, as een van die name, van Hebreërs 11. Want die alternatief, is dat in plaas van, dat jou naam geskryf word in Hebreërs 11, dat daar van jou gesê word, goodbye and good riddance. Ek het een keer iemand hierdie woorde hoor sê, dit was vir my verskriklik hard op die oomblik. Oor iemand wat dood is, iemand wat nie populêr was nie, wat nie goed gedoen het met sy lewe nie. En dit is nie ons sin om te oordeel nie, maar hierdie persoon het hierdie woorde uitgespreek.
en dit het my gestamp teen my bors. Good, good riddance to bad rubbish. Dawid se grafsteen lees 'n man na God se hart. Henog se grafsteen wat ons nie het nie, want hy is lewendig hemel toe, het gelees, hy het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom gevat. Wat sal van jou gesê word? Want as daar van jou gesê gaan word, jy was op die Forbes 500, as jy dood is, dan gaan ons net sê, so what? As jy 'n springbok was, en jy het uitgedrag vir die springbokke, fantastic, amazing, maar nou is jy dood, so what? Van daar springbokke wat gekom en gegaan het, maar daar's ander springbokke wat se name ons onthou, nie vir die rugby wat hulle gespeel het nie, maar vir die mans wat hulle was. Daar's vrouens in die geskiedenis van ons land wat ons nie onthou vir dit wat hulle bereik het nie, maar vir die mense wat hulle was. Sal dit van jou gesê word? Erfenis. Wat se erfenis? Ja, een keer 'n jaar vier jou erfenis. Afrikaans, Tafelberg en Oranje, Blanje, Blou en die stem. Vier dit. Yes, braai. Soveel soos jy kan. Selfs al is dit net 'n patty. Braai iets. Maar die ander 364 dae, los God se erfenis. Dis blywend. Dis ewig. Dit sit my en jou naam in Hebreërs 11. Mag God gee, dat my en jou lewe meer sal wees as man wees en vrou wees en pa wees en ouma wees en boekhouer wees of argitek wees of boer wees, of wat ook al dit is wat jy agter jou naam skryf. Mag ons eerste getuigskrif wees. Man na God se hart, vrou na God se hart. Mag dit ons erfenis wees. Mag dit ons legacy wees. Amen. Kom ons bid saam. Here God, voor U word ons stil. Voor U wil ek op my knieë neerval, spreek woordelik en sê, Here, vergewe my. Vir elke keer wat ek met 'n onbedagte daad, met 'n stukkie ongeduld, met 'n stukkie frustrasie, U naam deur die modder sleep. Here, vergewe my waar ek as man van my huis, pa van my huis, man van my vrou, Here, U nie teleurgestel. Here, vergewe my waar ek as herder van hierdie gemeente skeef getrap het. Eerder vir myself geluister het as vir U geluister het. Here, help my om U te volg. Help ons, mag dit waar wees van elke een van ons. Mag ons deur Charlie Kirk en deur Angus Buchan en deur Martin Luther en deur Billy Graham en deur Abraham en deur Noag en deur David en deur Gideon en deur al hierdie mense geïnspireer word om te sê, ek sal opstaan, ek sal uitstaan, my geloof, my God, dis wat saak maak. En daarom glo ek wat ek glo en staan ek vir wat ek staan en sal ek eerlik wees oor hoeveel geslagte daar is, dit is 2. Sal ek eerlik wees oor wat God doen met mense wat sonde doen, dat daar nie 'n grys gebied is nie, dat God 'n hemel en 'n hel gemaak het en dat al daai goed 'n realiteit is en dat ons 'n keuse moet maak en dat alle waarhede nie gelyk is nie. Daar is net een waarheid wat saak maak. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur U, Here. Here Jesus, help ons om daarvoor op te staan en uit te staan. En as ons nie het nie, mag ons dit vandag bely en vra dat U ons sal vergewe en mag ons begin opstaan en uitstaan en mense wees van karakter. Mans van God, vrouens van God, kinders van God, ouers van God, leerders van God, onderwysers van God, boekhouers van God, boere van God. Elke ding wat ons doen, mag ons dit vir U doen en nie om mense te impress of geld by mekaar te maak of status te wen. Dit is ons gebed, Here. En daarom kom ons nou
in gehoorsaamheid en uit dankbaarheid. En ons dien U met ons tiendes en ons offergawes. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes. Voordat ek die seën uitspreek, elke Sondag kry jy 'n blaadjie by die deur en agter op daai blaadjie staan daar, wil jy deel word van ons gemeente, en daar staan, wil jy gedoop word. En 2 mense het na vore gekom en gevra dat hulle gedoop wil word, en dis nie iets wat jy in die hemel kry nie, dis net 'n belydenis dat jy op pad hemel toe is. Dis 'n getuienis vir die wêreld om te sien, en volgende Sondag na die diens gaan daai 2 mense gedoop word. So as jy ook gedoop wil word, volgende Sondag is daar 'n geleentheid, kontak my in die week, en dan tref ons die reëlings, en dan is jy deel van die fees wat gevier word in die hemel, wanneer mense opstaan en uitstaan en sê, ek kies God, mag die wêreld dit weet. Ontvang die seën van die Here, gaan leef en los 'n legacy, met die wete dat God jou seën, en die Here kom sê vir jou, ek die Here sal vir jou goed wees, en ek sal vir jou sorg, selfs al verloor jy jou werk, want jy staan op vir my. Ek sien jou raak, selfs al verloor jy jou vriende, want jy staan op vir my, en ek sal vir jou liefde gee. Ek die Here sal vir jou goedgesind wees, selfs al is die maatjies by die skool nie goedgesind vir jou nie. Ek sal vir jou voorspoed gee, anders as wat die wêreld gee, sê die Here. So verbind ek my aan jou, want jy is my kind, en ek is jou God, en ek sal jou seën met 'n ewige seën wat langer hou as die seën van hierdie wêreld, wat een oomblik daar is en volgende oomblik werk is. Ek wat God is, seën jou vandag, seën jou môre, en seën jou vir ewig. Amen.